Ons skriflesing vandag is weer uit Paulus se brief aan die gemeente in Rome, en wel Romeine 1 vanaf vers 8 tot 15. Vers 8 tot 15. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal. Want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. God, wat ek met hart en siel dien, deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. En elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. Ek sien baie daarna uit om julle te besoek. Want ek wil 'n geestelike gawe, 'n geestelike geskenk aan julle oordra om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sinne en julle deur myne. En broers, ek wil hê dat julle moet weet dat hoewel ek tot nog toe verhinder is, ek my dikwels voorgenem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidennasies, mense vir Christus te wen. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke, teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Net tot sover. Nou, in die eerste 7 verse van Paulus se brief aan die gemeente in Rome, het ons gesien dat hy begin het deur homself as skrywer, Paulus die apostel, aan hulle voor te stel. En hy het beklemtoon dat hy in diens van Christus Jesus afgesonder is om die evangelie van God te versprei. En daarna het hy Jesus Christus sy messiaskap, sy redderskap beskryf, en ook hoe dit die gemeente in Rome bereik het en hulle ingesluit het. En nou in hierdie volgende deel van sy brief fokus Paulus nou op die gemeenskaplike verbintenis tussen hom en die gemeente deur die evangelie. As dit dan deur hom gaan, dan ook deur die kerk wat op daardie stadium bestaan het. En hoe hy deur die evangelie gedring word om ook na hulle te gaan en aan hulle die groter genade van die evangelie te bring. Met ander woorde, om hulle verby redding te vat op die pad van heiligmaking. Nou, in hierdie deel word die noue gemeenskaplike bande wat deur die evangelie hulle aan mekaar vasbind, beklemtoon. Dit wil sê, hy wys op die samebindende krag, maar ook die inwerkende krag van die evangelie en hoe hulle dit moet verstaan. En dit is dan in hoofsaak die strekking van hierdie deel vanaf vers 8 tot 15. Nou kom ons kyk na vers 8. En ek wil sê dat hierdie vers is nie net die inleiding tot hierdie volgende paar verse nie, maar dit is dan ook inderwaarheid die inleidende vers vir die hele brief wat volg. Maar dan ook kan ons dit in nog wyer vat, en ons kan ook sê, hierdie verse van 8 tot 15 is dan ook 'n verdere inleiding om ons gereed te maak. Dus hy is besig om die land te ploeg, om vir ons te sê, maar kyk net wat die Here doen, en ontvang dit wat aan julle gedoen word. Maar dan kom daar ook by, reageer daarop, doen iets daarmee. Moenie laat die land braak lê nie. Doen iets. Vers 8 dan. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. En nou vir vandag wil ek ook net noem, ek gaan meer oorsigtelik na hierdie deel kyk en nie soseer op besondere aspekte fokus nie. So om net vir ons eers 'n oorsig te gee oor hierdie deel, sodat ons daarna daardie parels kan gaan vind wat in hierdie stuk alles daar begrawe lê. Nou hier waar hy dan sê, ek dank God deur Jesus Christus oor julle, want die hele wêreld praat oor julle geloof. Dit is
groot lof van hierdie geloofsheld. Onthou, Paulus het geen vorige verbintenis met hulle gehad nie. Hy het hulle nie geken nie. Hy het nie die gemeente geplant nie, maar hy was wel deeglik bewus van hulle reputasie as 'n gemeente met 'n besondere geloofsgemeenskap. Dat hulle uitlewing van die geloof besonderlik was, sodat die hele wêreld daarvan geweet het. Daarom sê ek, dit is baie, baie groot lof wat aan hulle gaan. Hulle was bekend vir hulle geloof. En dis wat hier gesê word, vir hulle geloof. Nie vir enigiets anders soos hulle kerkgebou of koor of die bekendheid van hulle predikant of so iets nie, maar vir hulle geloof. In watter opsig hulle geloof, waar die mate waarin hulle geloof beleef het en uitgeleef het. En dit sê geweldig baie, geliefdes, want hulle was in Rome die wêreldstad. Die wêreldstad. Rome was nie net die hoofstad van die Romeinse Ryk nie, maar was inderwaarheid as gevolg van die heerskappy van die Romeinse Ryk en die Romeinse keiser, inderwaarheid die hoofstad van die wêreld. En dan in hierdie kosmopolitiese stad, waar mense vanuit elke wêrelddeel bymekaar gekom het, in hierdie kosmopolitiese omgewing, is daar 'n gemeente geplant, 'n gemeente van Jesus Christus. En dan, soos ons nou lees in vers 8, hierdie gemeente het 'n wêreldwye reputasie gehad. 'n Reputasie dat hulle kragtig in die geloof gestaan het, te midde van al die vreemde gode en ideologieë wat daar in daardie stad aanwesig was. En onthou, ek het al voorheen dit genoem, die Romeinse Ryk, die keiser, die Romeine, het alle godsdienste geduld. Jy kon maar waar jy ook al was, waar jy onder die heerskappy van Rome gestaan het, wat ongeveer wêreldwyd was, kon jy maar jou godsdienst beoefen, onder die voorwaarde dat jy 1 keer per jaar onder die Romeinse juk moes deurloop. Hulle het letterlik 'n juk uitgehou, en dan kom jy en jy stap onder, jy gaan gebuk onder hom deur, en jy verklaar dat die keiser God is. En daarna kon jy nou maar jou godsdienst beoefen, solank jy daai 1 keer 'n jaar gedoen het. Kon aangaan met hulle godsdienst, solank dit nie 'n bedreiging vir die keiser of die ryk was nie. Maar juis omdat die Christene hulle nie aan hierdie daad van keiseraanbidding wou onderwerp nie, is hulle vervolg en doodgemaak, dwars deur die Romeinse Ryk, en soos wat ons sien in die geskiedenis, hoe hulle uit hulle pad uitgegaan het om die Christene te vervolg. Maar dan moet ons ook onthou dat, en dit is eintlik 'n uitbreiding op wat ek reeds gesê het, Rome was 'n baie bose stad, waar sonde hoogtyd gevier het, en alles en enige iets toegelaat is. En tog, deur God se genade, is daar 'n gemeente geplant. Nou is onseker wie die gemeente geplant het, maar die waarskynlikste kerkplanters vind ons beskryf in Handelinge 2. Handelinge 2. En ons gaan nou, julle kan so lank daarna blaai. Ek wil net eers hier 'n verduideliking gee oor hierdie teks en oor hierdie besondere situasie. Nou die gebeure van Jesus se kruisiging tot en met die uitstorting van die Heilige Gees val presies saam met die viering van 2 Joodse feeste. En dis wat ons moet ken, ons moet dit verstaan. En die eerste fees was die wat algemeen as die Passover of die Pasga bekend staan, waar die Jode die bevryding uit Egipte gedenk. Toe die Jode die dood van die eerstgeborenes vrygespring het deur die bloed van die lam wat aan hulle kosyne geverf was. Die eerste ene, die Passover, die Pasga. En die volgende fees, 50 dae later, was 'n dankdag vir die oes. Want direk na die Pasga het hulle onmiddellik met die oes begin insamel vir 7 weke lank.
En dan op die 50ste dag was dit die dankdag vir die oes wat ingesamel is. Dit word die Pinkster genoem, Pinkster wat afgelei is van Pentekost, die Griekse woord vir 50. En as julle nou daaraan dink, dan sien julle hoe Jesus se geskiedenis, dit wat met Jesus gebeur het presies hiermee saamval. Hy wat die lam van God is, wat gekruisig is op die dag van die Pasga. En dan 50 dae later, met die Pinksterfees, opgevaar het na die hemel. Ek is 40 dae later, en 40 dae na die kruisiging het hy opgevaar na die hemel, en 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. So, die hele geskiedenis van die kerk is intens nou ingeskakel by die geskiedenis van die Jode. En die Jode het uit alle wêrelddele na Jerusalem opgetrek vir hierdie 2 feeste. En dan onthou ons dat terwyl hulle daar in Jerusalem saamgetrek was vir die Pasga, Jesus gekruisig is, hy het gesterf, hy is in die graf weggelê, hy het opgestaan, en vir 40 dae was hy nog daar, toe het hy opgevaar, en 10 dae na sy hemelvaart is die Heilige Gees uitgestort op die kerk. So dit val presies ooreen met die Joodse geskiedenis. Nou lees ons dan in Handelinge 2, want Handelinge 2 vat ons juis nou na hierdie gebeure toe. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle eendragtig by mekaar. Dit wil sê 50 dae na Jesus se opstaan. 50 dae. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. En toe is die hulle tonge gesien soos van vuur wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, nie vreemde tale, in ander tale, bestaande tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En toe hulle, en daardie hulle is nou die 120 volgelinge van Jesus in die bokkamer, en hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Weereens ander tale as hulle eie taal. En nou kom ons by vers 5, die verduideliking. Daar het in Jerusalem gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. Hulle het daar saamgetrek as gevolg van die feit dat 'n wêreldstad is. Maar daar was ook baie van hulle wat daar was, omdat hulle daar vir die feeste was. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, hulle was verward, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek, hoe daardie 120 wat die Gees ontvang het, in hulle bestaande tale gespreek het. So waarvandaan hulle ook al gekom het vanuit die wêreld, om daar te woon in die wêreldstad, of vir die fees opgedag het. Daar in Jerusalem, wat ek nou gesê die wêreldstad, maar in Jerusalem, verstaan mooi, ekskuus, in Jerusalem was hulle daar by mekaar. En hulle het hulle gehoor, hierdie mense praat in hulle taal, die land waar hulle vandaan kom. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs, Jode nie? Hulle is Jode nou, hoe praat hulle ons taal? My taal. En hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is? Parters en Meders en Elamiete en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en die streke van Libië by Sirene, en Romeine wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek.
En na die uitstorting is die meeste van hulle terug na hulle eie tuistes, waar hulle vandaan gekom het, die wat opgetrek het na die fees in Jerusalem, en so het die evangelie dwars deur die wêreld versprei, en dan waarskynlik ook na Rome. Ek wil net hier dan ook 'n byvoeging plaas en sê, nêrens in die Nuwe Testament word dit gemeld dat Petrus die kerk in Rome begin het, soos die Rooms-Katholieke kerk dit graag wil beweer nie. Nêrens word dit gesê nie. Wat ons wel hier kan aflei is dat die wat daar by mekaar was, daardie Romeine wat in Jerusalem was, wat teruggekeer het na Rome, dat dit hulle waarskynlik is wat die kerk begin het. Nou terug na ons teks. Ons verstaan dat Paulus het die gemeente in Rome nie geken nie. En nou skryf hy aan hulle om hulle geloof te bevestig, te versterk en op 'n stewige basis te plaas en dan ook met die verlange om na hulle toe te gaan om juist dit meer persoonlik te doen. En onthou nou, hulle het nie die Bybel gehad soos ons dit vandag het nie, geliefdes. Hulle het slegs op daardie stadium die Ou Testament gehad. Maar die Ou Testament wat die basis van die Christelike geloof is. Die Ou Testament soos ons hom vandag ken, wat vanaf die begin, vanaf Genesis, die koms van die redder voorspel het. So dit is 'n integrale deel van ons Bybel, van ons woord van God. En dan hulle daardie Ou Testament gehad, waarna hulle kon sien hoe voorspel is dat die redder gaan kom, dat die Messias gaan kom en hoe hy gaan kom en al daardie aspekte. Maar dan, soos wat dit aangegaan het in die tyd, hoe die apostels dan, hulle wat onderrig is deur Jesus in die 3 jaar wat hulle saam met hom gewandel het, maar ook dan intensief in daardie 40 dae tussen sy opstanding en die hemelvaart, hoe hulle ook deur hom onderrig is, en soos die apostels en die ander betrokkenes begin het om dit wat hulle onderrig is op skrif te stel, so het die Bybel tot stand gekom. En ook die sendbriewe wat aan die gemeentes gestuur het, waarvan Romeine 1 is, en een van die 13 is wat Paulus geskryf is, as ook al die ander sendbriewe wat deur die ander apostels, en die wat opgeneem is in die skrif, die ander briewe wat ook daarin geskryf is. So dit is hoe die Bybel tot stand gekom het, en hulle die Ou Testament gehad, hulle die lering gehad wat Jesus gebring het, dwars deur sy 3 jaar van sy ministry. Hulle het daardie lering wat hulle ontvang het, versprei waar hulle gekom het. Die apostels wat die autoriteit was, het gesê, dit is wat Jesus ons geleer het, dit is hoe dit is. Dit is dan wat ons in die Nuwe Testament het. En dit is dan hoe dit in die kanon van die skrif opgeneem is. En ek verwys spesifiek na die woord kanon, wat ons nou nie met kanon moet verwar nie, die kanon. Die kanon is 'n Latynse woord, ook 'n Middel-Engelse woord, wat beteken die gesaghebbende standaard. Met ander woorde, daar is 'n baie spesifieke standaard gestel, waaraan die boeke wat in die Bybel, in die Nuwe Testament opgeneem is, waarom dit moes voldoen, deur wie dit geskryf kon wees, hoe dit geskryf is, en in watter mate die waarheid ooreenstem met dit wat die apostels van Jesus ontvang het en wat hulle geleer het, wat hulle aan die kerke geleer het. Dis die kanon van die skrif, is daar die gesaghebbende standaard, en as daar enigiets uit 'n boek kom, wat nie ooreenstem hiermee nie, en daar is baie boeke geskryf wat nooit in die Nuwe Testament opgeneem is. Hulle is wel in die katholieke Bybels opgeneem. Maar daarom verskil die kanon wat ons as die gesaghebbende skrif beskou, verskil dit van die katholieke kerk. Maar kom ons gaan wel terug na vers 8. Allereers dank ek my God deur Jesus Christus oor julle almal, want in die hele wêreld praat die mense oor julle geloof. Hy begin dus hier met 'n aanprysing, 'n kompliment, dat hulle reputasie as toegewyde gelowiges oor die hele wêreld bekend was.
En dit was vir Paulus 'n groot bemoediging, juis omdat hulle in hierdie bose wêreldstad aan hulle geloof vasgehou het. En nog meer dat hulle die lig van die evangelie uitgedra het daar waar hulle in daardie bose stad was. En ons moet nie twyfel aan die boosheid van daardie stad nie, want as ons kyk byvoorbeeld na die Griekse geskiedskrywers wat daar in daardie tyd geskryf het, dan sien ons byvoorbeeld Seneca, een van hulle het Rome genoem 'n slijkpoel van die sonde. 'n slijkpoel van die sonde. Juvenal het dit nog 'n bietjie meer grafies uitgebeeld en uitgesê, Rome is die rioolput van die Romeinse Ryk. Die rioolput. Dit is wat die geskiedskrywers van daardie tyd gesê het oor Rome en wat in Rome aangegaan het. Daar waar deur God se genade 'n kerk van Jesus Christus geplant is. En daarom is dit dan so merkwaardig dat Paulus hulle prys vir hulle geloof, dat hulle bly staan het in die geloof. Maar hierin is dan juis vir ons 'n les te leer, geliefdes. En dit is dat ons moet verstaan dat 'n gemeente se bestaan, die kerk se bestaan, is nie van gunstige omstandighede afhanklik nie. Inteendeel, as ons na die geskiedenis van die kerk kyk, dan sien ons dat juis daar waar die hewigste vervolging is of was, die kerk gedei het, die kerk sterker geword het, en nie noodwendig in getalle nie. Ek gaan kyk na statistiek van geopende deure, liggaam wat dwars deur die wêreld aan Christene minister, bedien, bystaan. En die statistiek tot op hierdie stadium was nou, of verlede jaar sinne was, dat verlede jaar was daar 365 miljoen vervolgde Christene in die wêreld. En nou alreeds op hierdie stadium is daar 380 miljoen wat vervolg word. En dan onthou ons wat het 2 weke terug gebeur, hoe op so 'n grafiese manier 70 Christene onthoof is in die Kongo. En ons hoor daagliks van ander gelowiges wat veral ook in die islamitiese lande baie drasties vervolg word en met hulle lewens boet. En daarom moet ons verstaan dat vir die kerk van ons Here Jesus Christus om 'n kragtige getuienis te hê, is nie gunstige omstandighede nodig nie. Inteendeel, wanneer die gelowiges vervolg word, dan word die kerk gesuiwer en die kerk word meer kragtiger in sy uitlewing van sy geloof. En dit is hoekom een van die geskiedskrywers ook gesê dat die bloed van die martelare is die saad van die geloof. Die bloed van die martelare is die saad van die geloof, want daardeur kan die wêreld sien dat die wat ware opregte Christene is, bereid is om te sterf vir hulle geloof. En daarom moet ons ook verstaan, ook in ons land, dat dit nie vir die kerk is om vir beter politieke, sosiale, finansiële en morele omstandighede te beklei, te veg, daarvoor te veg, sodat dit beter met die kerk kan gaan nie. As ons dink dat ons vir daardie goed te veg, dit makliker vir die kerk maak om gelowiges te wees, in makliker omstandighede, beter ekonomie en al daardie soort goed, dan maak ons 'n fout. Want juis in hierdie voorspoed sien ons dat die dood van sommige mense wat nie erns is met hulle geloof, dat dit juis in daardie omstandighede plaasvind. Met ander woorde, die kerk wat 'n diepte van geloof soek, vaar nie beter in beter omstandighede nie, maar eerder in swakker omstandighede, waar daar meer op die spel is vir ons geloof, as om maar net in vrede en voorspoed te lewe. Jezus het in Matteus 16 vers 18 juist gesê,
Op hierdie rots, daai rots was die belydenis van Petrus as Jesus as die gestuurde redder, sal ek my kerk bou, my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Nie eens die dood sal my kerk oorwin nie, sê Jesus. En dit hou dan vir ons as Suid-Afrikaners ook 'n boodskap in, dat in midde van 'n politiek en kultuur van leuns en diefstal en bedrog en morele verval, sal Christus se kerk bly staan. Die ware kerk sal bly staan. En as ons dan nou kyk na hoe die kerk op hierdie stadium gesuiwer word, as ons byvoorbeeld nou dink aan wat gebeur het met die NG Kerk in Namibië, wat die afgelope week 82% van die gemeentes gestem het om weg te breek van die NG Synode, met ander onafhanklike gemeentes te word, wat nie deur die dwingelandy van 'n synode wat besluite neem oor vrouens in die bediening en homoseksuele in die bediening en om maar net almal lief te hê sonder om ooit oor sonde te preek nie. Dat daardie mense het besluit dat die geloof is vir ons belangriker as om deel van 'n groter kerk te wees. Die Here is besig om sy kerk te suiwer. Ons moet weet dat daardie remnant, nou, ek het lank gesoek vir 'n goeie woord vir remnant en ek het uiteindelik by een uitgekom, en dit is daardie brokstuk. Dit is 'n stuk wat afgebreek het. Daardie remnant, daardie brokstuk, daardie gelowiges wat deur die nou poort gegaan het en die smal weg bewandel, hulle sal altyd daar wees. Dit is wat die woord vir ons sê. En dit is wat Jesus Christus bedoel het, dat selfs die dood nie sal oorwin nie. En dit was waar van die gemeente in Rome. Nou skryf Paulus aan hulle om hulle boodskap en hulle uitlewing van die evangelie te versterk. En hy doen dit met hierdie brief wat ons nou bestudeer, die brief aan die Romeine, wat een van die kragtigste boodskappe is in die Nuwe Testament. Maar nou wil ek hê dat ons moet na ons eie situasie vir 'n oomblik kyk. Waar staan ons? Ons sit in so 'n bevoorregte posisie. En dit is waar van die kerk in die westerse wêreld. In die meeste lande sit die kerk in groot voorspoed. En daar is weliswaar nou lande waar daar vervolging begin plaasvind. En juis in lande wat voorheen as het ware die bakermat en verspreiding van die geloof was, nou is hulle besig en dan begin hulle om die Christene te vervolg. Moet ons bid dat die vervolging ophou? Nee, laat ons eerder bid dat die gelowiges sterk onder die vervolging sal staan. Want dit is juis hierdie voorspoedskultuur wat die kerk so verlam het, soos wat hy nou is. Hier sit, en nou, wat ek nou vir julle sê, die volgende, is wat bevind is deur 'n navorsingsorganisasie, wat intens navorsing onder gelowiges in baie lande gedoen het. En waarop dit neerkom is dat die wat sê dat hulle gelowiges is, dat dit is soos wat hulle dink. Dit is soos wat hulle dink. En hulle sê, hier sit ons in relatiewe voorspoed. Niemand is honger of naak of vervolg nie. Ons lewe in relatiewe vrede met mekaar en ons omgewing. En geliefdes, soos wat ons aangaan, kan ons ook maar bevestig dat dit waar is van ons. Ons is onafhanklik van mekaar. Ons doen ons eie ding. Ons is tevrede om 1 keer 'n week by mekaar te kom. Die meeste van ons se verhoudings is oppervlakkig. Ons steur ons nie eintlik aan mekaar nie. Daar's nie eintlik kohesie of samebinding wat ons aan mekaar bind onder mekaar nie. En ons kerkbywoning is eintlik maar 'n
kultureel en tradisioneel, maar eintlik net uit gewoonte. Dit is wat die kerk self dink. Mense wat tevrede is daarmee. En as het ware die woord van God wat ons standaard is, wat die kerk se standaard behoort te wees, om dit op sy te skuif en sê, ons is maar net 'n kulturele kerk, 'n tradisionele kerk. En ons is tevrede met hierdie een dag per week se bymekaar kom en die res van die tyd gaan ons aan. Kan dit ons dan op enige manier verbaas wanneer ons gelowiges teekom, dat hulle dan sou sê, maar ek glo nie regtig die Bybel nie. Die Bybel is in elk geval deur mense geskryf. Maar ek is 'n Christen. Ek is 'n Christen. En deesdae al hoe meer, en ek woon nie eintlik kerk by nie, want ek het ander forme waar ek my boodskap vandaan kry. Maar die gemeenskap van die gelowiges is nie belangrik nie. As ons daarna kyk, geliefdes, en ons kyk hoe dit op ons land van toepassing is, dan is my vraag, wat is nodig om ons uit hierdie groef te ruk? Wat is nodig om ons op die vlak te bring dat ons ook 'n soortgelyke aanbeveling van Paulus sou kry? Hoe sou elkeen van ons daardie stellings wat hier gemaak word, hoe sal ons dit op onsself van toepassing maak? En dan, as daar dalk 'n toets sou kom en ons vervolg word, hoeveel sal maar vir hulle vervolgers sê, ag, ek was nie eintlik ernstig oor my geloof nie. Dan dink ons aan daardie 70 wat gevra is, ontken Jesus as die Godgestuurde redder. Ontken dit. Maar hulle het gesê, nee. En hulle is onthoof. Laat my dink aan daardie verhaal wat ek ook al voorheen vertel het van daardie kerkie daar op die Russiese platteland waar daar een oggend terwyl die diens aan die gang was, Russiese soldate in die kerk ingebars het. En hulle almal op 'n ry laat staan het en gesê het, as julle nie bereid is om julle geloof te ontken nie, gaan ons julle doodskiet. En hoe daar wel sommige mense na vore getree het en gesê het, ons was nie eintlik ernstig oor ons geloof nie. En hoe daardie mense wat dit gesê het, uit die kerk uitgeneem is. En toe die deure toe gaan, toe sê die soldate, ons klompie hier by mekaar is almal gelowiges, en ons wou nie die ongelowiges onder ons toelaat wat ons kan verraai nie. Wat sou ons doen, indien dit nou gebeur, met ons? As ons geloof nie werklikheid is nie, geliefdes, het ons nie 'n getuienis vir die wêreld nie. As ons nie bereid is om standpunt in te neem waar ons kom, en in wat ons doen en wat ons kies nie, het ons nie 'n getuienis vir die wêreld nie. Kom ons kyk na verse 9 tot 12. God wat ek met hart en siel dien deur die evangelie van sy seun te verkondig, is my getuie dat ek gedurig in my gebede aan julle dink. En elke keer as ek bid, vra ek God of hy dit nie uiteindelik vir my moontlik wil maak om julle te besoek nie. En sien ek baie daarna uit om julle te besoek,
want ek wil 'n geestelike gawe, geskenk aan julle oordra, om julle te versterk. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word, ek deur julle sinne en julle deur myne. So in hierdie verse bevestig Paulus sy toewyding aan hulle deur gereeld vir hulle te bid, sy intrede by God vir hulle, al ken hy hulle nie, maar ook dan sy begeerte om regtig by hierdie geloofsgetroues uit te kom. En die grootste dryfveer is, soos hy dit in vers 11 stel, want ek wil 'n geestelike gawe aan julle oordra om julle te versterk. Kyk na vers 12. Ek bedoel dat as ek by julle is, ons deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Deur mekaar se geloof bemoedig kan word. Ek deur julle sinne en julle deur myne. So hier noem hy een van die grootste seëninge wat 'n Christen in hierdie lewe kan ondervind, en dit ten spyte van hulle omstandighede. Ten spyte van die wêreld wat op hulle aangedring kom en wat hulle wil verlei om hulle rug te draai op die geloof. En ook waar hulle dan by geleentheid ook dan bereid moet wees om hulle lewe te gee, wanneer hulle onder die Romeinse juk moet deurgaan. Maar wat hy hier sê is, dat die blote by mekaar kom van gelowiges, hy en die kerk, maar ook die gelowiges onderling, hou 'n groot seëning in. Die Here gee aan elkeen wat deel is van die gemeente bepaalde gawes om mekaar te bedien en teenoor mekaar uit te oefen. Ek wil sê om mekaar te seën deur die gawes wat hy vir ons gee. En hulle te versterk in hulle bemoediging en aanmoediging van mekaar. Verstaan jy dat as ons hierdie geleenthede benut wat die Here vir ons gee, nou praat ek van meer as net hierdie een uur per week so by mekaar kom, waar ons as gelowiges, ander gelowiges kan versterk en bemoedig, deur die gawe wat die Here vir ons gee, deur te getuig van wat die Here in ons lewens doen, om te help waar ons kan help, waar ons die geleentheid gegee word om as het ware die Here se hande en voete en oë en ore in daardie situasie te wees, om aan mekaar te minister, te bedien. Dit is waarvoor hy ons 'n deel van die liggaam gemaak het. Dis wat hy van ons vra, dat ons in ons getuienis teenoor mekaar en in ons simpatie en empatie en lankmoedigheid en liefde teenoor mekaar sal optree. Dit is die grootste seën wat ons hier op aarde sal hê as gelowiges. Daarin is die seën vir ons geleë. Nie net in die blote deel wees nie, maar in die beoefening van dit wat die Here vir ons gee. En die wat dit nie beleef nie beskikbaar is daarvoor nie, ontneem hulle self en die ander van die seën wat God ingebou het in die gemeenskap van die gelowiges. Daarom is dit Paulus se hartsbegeerte. Hy wil na hulle toe gaan. Hy het soveel om hulle mee te deel oor die waarheid van die geloof. Soveel om hulle mee te deel uit sy persoonlike getuienis, hoe die Here in sy lewe ingegryp het. Hy wat die grootste vervolger van die kerk geword het, wat die grootste voorstander van die kerk geword het, wat so ontsaglik baie gedoen het, hoe hy deur God gebruik is, om die kerk deur die wêreld te versprei, en nou nog om die kerk te versterk in wat hulle is, om die klem te plaas op heiligmaking na redding, nie net redding nie, maar die heiligmaking, en ook om die gelowiges versekering te gee van die uiteindelike verheerliking wat sal plaasvind. Met ander woorde, om vir die gelowiges te sê, wees sterk in julle geloof, want julle krag is in die Here en in sy genade en nie in julle self nie. Maar in hierdie moderne of postmoderne era waarin ons leef, is die kerk in die algemeen so selfgenoegsaam, so op homself gefokus in sy eie dinge, dat ons die gemeenskap van die gelowiges nie juis ontbeer nie, want ons is
Ons kom heeltemal goed klaar deur die week, dankie. Ons het niks van mekaar nodig nie. Ons kom in latere hoofstukke weer by hierdie aspek uit. Kom ons kyk na verse 13 tot 15. In hierdie verse heb ek ook 'n besondere gedagte uit. Kom by 'n besondere gedagte uit, broers. Ek wil hê julle moet weet dat hoewel ek tot nog nie verander is, ek my dikwels voorgenem het om julle te besoek, om ook by julle, net soos by die ander heidenasies, mense vir Christus te wen. En dan vers 14, wat een van die besonderlikste verse is, in hierdie deel, maar ook in die brief aan die Romeine en ook in die Nuwe Testament. Ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke. Daai woord wat hy daar gebruik vir die nie-Grieke is eintlik barbaros, barbare, want die Grieke het die wat nie Grieks was nie as barbare beskou. Teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Die evangelie van redding, die evangelie van heiligmaking. Onthou die algemene beskaafde taal van daardie tyd was Grieks, want Grieks was die wêreldtaal. Want voordat die Romeine oorgeneem het in die wêreld, was die Grieke die wêreldoorheersers. Maar die Griekse taal was gevestig en die meeste beskaafde mense het Grieks gepraat, ook die Romeine. Maar 'n groot deel van die bevolking was nie Grieks magtig nie. En nou sê Paulus, ek staan onder 'n verpligting teenoor almal hierdie. My taak is om die evangelie aan almal te bring, ongeag hulle vlak van geletterdheid of hulle vlak van beskawing. Maar dan stel hy dit dat sy verpligting is teenoor almal, want sy verpligting is teenoor Christus Jesus, wat hom geroep het as apostel. Sy verpligting is teenoor Jesus Christus, wat hom geroep het as apostel. En kyk weer na vers 5. Onthou julle vers 5? Deur Christus het ek die genade ontvang, om apostel te wees onder al die heiden nasies, om tot eer van sy naam mense tot geloof en so tot gehoorsaamheid of heiligmaking te bring. Dis die verpligting wat hy teenoor Jesus Christus het. Want hy, Paulus, onthou ons, is die slaaf van Jesus Christus. Soos hy in vers 1 verklaar het, in Romeine 1 vers 1. Die slaaf, die doulos van Christus. Maar hy was ten volle onderwerp aan Christus. En op grond van sy slaafskap, sy verbondslaafskap, sy vrywillige slaafskap, word sy verpligting ook sy begeerte. Maar daar het 'n geweldige aanpassing of ommekeer in sy lewe plaasgevind. Kyk weer na vers 14 en 15. Hy sê in vers 14, ek staan onder 'n verpligting teenoor Grieke en nie-Grieke. En nou verstaan ons hoekom. Teenoor ontwikkeldes en ongeleerdes, verstaan hoekom. En dan sê hy, en vandaar my begeerte om ook aan julle in Rome die evangelie te verkondig. Verstaan julle, geliefdes, dat dit wat hy as verpligting beskou het, sy plig wat hy moes doen in diens van Jesus Christus, het oorgegaan na begeerte. Hy doen dit nie meer omdat dit sy plig is nie. Hy doen dit omdat dit sy begeerte is om Christus te verheerlik. En ons weet dit is so. Ons ken dit in ons eie lewens, ons ken dit in die lewe van ons eie kinders, in die lewe van ons werknemers, ons as werknemers. En baie kere, meestal doen ons dinge omdat dit ons plig is om dit te doen, want ons het 'n verpligting teenoor ons werkgewers of teenoor ons werknemers of die mense onder wie ons staan, of kinders
teenoor hulle ouers, is 'n verpligting om hulle te gehoorsaam, om te doen wat hulle verwag. Maar watter wêreldse verskil is daar wanneer daardie verpligting oorgaan in 'n begeerte? En dit is waar van die ware gelowige. Dit is waar van die ware gelowige. Om nie te sien dat dit wat ek as gelowige doen 'n verpligting van my is nie. En dit sluit alles in, ook om Sondag kerk toe te kom. Is nie 'n verpligting nie. Is my begeerte. Is my begeerte. Een van die kommentators het gesê, obligation and desire, verpligting en begeerte. Obligation and desire are two powerful forces that shape our lives. While obligations, die verpligting, provide stability and a sense of responsibility, desire, begeerte, ignite our passions and bring fulfillment. Met ander woorde, daar is werklik eers vervulling van ons Christelike geloof. Die vervulling van ons geloofslewe vind plaas wanneer ons oorgang van verstaan van die verpligting teenoor Christus en 'n begeerte om hom te dien. Striking a balance between these two forces can be challenging. Dis 'n uitdaging, but it is crucial for a content and meaningful existence. Hoe kan ons waarlik 'n betekenisvolle geloofslewe hê as ons begeerte, as ons verpligting nie ons begeerte word nie. En hy sê hier, dit is challenging, en ja, dit is vir die meeste mense uit 'n wêreldse perspektief, sal dit 'n challenge wees, en is amper onmoontlik, as jy nie 'n ware gelowige is nie. Vir die wêreldling is dit 'n challenge, dit is 'n uitdaging, is baie moeilik. Maar vir die gelowige is dit moontlik om in Christus verpligting en begeerte te versoen, om dit een te maak. Die apostel Johannes het baie duidelik daardie skeidslyn getref in 1 Johannes 1 vers 6 en 7. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het, maar dat ons een is met hom, as gelowiges, maar in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy seun, reinig ons van alle sondes. En wat beskryf hy hier? Dat wanneer die verpligting oorgaan na begeerte, en ons dan ook sien dat dit ons begeerte is om gemeenskap met die gelowiges te hê, dan, sê hy, reinig die bloed ons van alle sonde. Nou waarna verwys hy? Nie net die redding wat daar in Christus was nie, maar die voortdurende, die aanhoudende redding, dit wil sê die heiligmaking. Wanneer ons dan sondes bely, want dit is wat hierop volg in hierdie tekstdeel in Johannes, wanneer ons sondes bely en ons daardeur groei in die geloof en groter word in ons uitlewing van ons geloof, dan is dit juist wat ons die groot seën van Christen wees belewe. Maar as ons waarlik met Christus wandel, het ons verpligting om in sy lig te wandel, soos wat Jesus sy disippels geleer het. En ek wil net hier myself onderbreek. Ek praat hier van 'n verpligting. Verpligting wat ons het teenoor Jesus, omdat ons gered is deur hom. En dat ons verstaan, hy het dit vir ons gedoen. Dat dit die werklikheid van ons geloof is, dat ons besef, dat daardie dag, in 'n spreekwoordelike sin, toe die name van die wat in die boek van die lewe opgeskryf is, daardie dag toe dit aan die kruishout vasgespijker is, glo ek dat my naam daar was,
en behoort elkeen wat 'n ware gelowige is te glo, sy of haar naam was ook daar. Daarom het ons 'n verpligting teenoor hom, om daardie werklikheid van ons geloof uit te lewe, want dit is waarna hy hier verwys dan ook, daardie heiligmaking wat in ons lewens moet plaasvind. Nou goed, ek wil weer dan nog myself verder onderbreek. Normaalweg vertaal ons hierdie woord, wat in Engels obligation is, in Afrikaans verpligting. Maar daar is 'n ander woord, 'n ouer woord, ek het gaan navorsing doen daaroor. 'n Woord wat in onbruik verval is, maar ek dink wat 'n woord wat soveel meer sê. En daardie woord is nie verpligting nie, maar daardie woord is gehoudenheid. Wat 'n pragtige woord is dit. Gehoudenheid. Dit wat ons vashou, wat 'n greep op ons het. Ja, dit is 'n verpligting, maar dit hou my vas. Dit hou my vas in die geloof. Dit is so 'n pragtige woord. Die gehoudenheid wat op ons is, omdat ons in Christus Jesus is. En dit verklaar dan soveel meer wat Christus vir ons gedoen het. Hy het ons in die hande gekry. Onthou, God het ons op ons pad gevolg, dwars deur ons lewe, en die omstandighede veroorsaak, waardeur ons die evangelie gehoor het, en onder oortuiging van ons sondes, en onder oortuiging van die feit dat ons 'n redder nodig het, en onder oortuiging gekom het, dat wat die Bybel leer, dat Christus die God gestuurde redder is, daardie waarheid het ons vasgegryp. En sedert daardie tyd hou dit ons vas, en moet dit ons vashou, en sal ons in absolute gehoudenheid lewe, getrou aan hom wat ons weet gekry het, en wat ons vashou. Dit het 'n greep op ons. Dit verklaar wat Jesus Christus vir ons gedoen het. En dan verstaan ons dat Christus en die kruis plaas 'n gehoudenheid op ons lewens. Dit hou ons vas, dit gee inhoud aan ons lewe. Dit leer ons hoe om die lewe te verstaan, hoe om as Christen te lewe. En dit is wat Paulus hier vir ons wys. Dis wat hy daar in verse 14 en 15 vir ons sê. Dit is ons verpligting, ons gehoudenheid, wat ons as gelowiges het. Maar dit is juist dit wat dan oorgaan van gehoudenheid, van blote gehoudenheid, na ons begeerte, dat ons dit wil doen, want ons verstaan wat met ons gebeur het. Maar dit is juist dan, as ons dit nou in lyn bring met die vorige deel van die boodskap, dit is juist dan die probleem van ons tyd, en die probleem van die kerk van ons tyd, dwars deur die wêreld, dat dit ontbreek, daardie gehoudenheid, wat oorgaan in begeerte ontbreek by die kerk. Dit is nie daar nie. Dit is nie daar nie. En ja, geliefdes, ons besef, ons het 'n verpligting as gelowiges. En ons verstaan dit, en ons sê dat ons dit verstaan, dat dit oor 'n wye gebied in ons lewens strek, om God bo alles lief te hê, om my broers en susters in Christus lief te hê, om die mense in die wêreld, selfs my vyande lief te hê, sodanig sodat ek ook die evangelie met hulle deel, om ook my vyande lief te hê, om heilig te leef, om die Bybel te bestudeer, om die Bybel te gehoorsaam, om te bid ook vir ander, om kerk toe te gaan, om gemeenskap met my broers en susters in Christus te hê, om die geloofsgemeenskap te dien, om 'n goeie rentmeester te wees van wat God my gee en my toevertrou en my liefdegawe aan die Here te gee, om my aan die gesag van die gemeente te onderwerp, volgens die voorskrifte van die woord, om die wat teen my sondig te vergewe. En so kan ons aangaan, al dit wat ons moet doen as deel van die geloofsgemeenskap. Dit is deel van my verpligting as gelowige. Maar hoeveel anders sal hierdie dinge wees
as my verpligting oorgaan in begeerte. Begeerte om dit te doen. Omdat ek verstaan wat Jesus Christus vir my gedoen het. Hoeveel dinge op daardie lys is werklik my begeerte? En dan is dit geen wonder dat so baie mense wat bely om gelowig is te wees, 'n onvervulde geesteslewe het. En die rede hiervoor is dat dit nie die werklikheid van hulle lewens is, dat hulle so baie aan Christus verskuldig is, dat hulle nie die omvang van hulle redding verstaan nie. Ook omdat Paulus se belydenis in Filippense 1 vers 21 nie hulle belydenis nie, waar daar het hy gesê, want vir my is die lewe Christus. Vir my is die lewe Christus, Filippense 1 vers 21, en om te sterwe wins. En dan wat ons later in Romeine 12 gaan uitkom, Romeine 12 vers 1, ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Dit sou julle redelike reaksie wees op hierdie waarhede wat julle hoor. Dit sal jou weldeurdagte reaksie wees as jy waarlik verstaan wat jy aan God en Christus verskuldig is. Vir jou redding, vir jou heiligmaking, vir jou verheerliking. Vers 2 van Romeine 12, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Apostel Petrus het ook daaroor geskryf in 1 Petrus 1 vers 14 tot 16. Soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, toe julle in die wêreld was nie. Maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. J.C. Ryle, bekende predikant in die vorige eeu, het gesê, doctrine, wil sê die lering oor die woord, die theologie, wat julle uit die woord uit verstaan. Doctrine is useless if it is not accompanied by a holy life. It is worse than useless. It does positive harm. Dis nie dat dit neutraal is nie, dit is nie maar net niks werd nie. Dit doen skade aan jou siel. Something of the image of Christ must be seen and observed by others in our private lives and our habits and our character and our doings. Daarvoor het ons ook na Paulus se skrywe aan die Efesiërs, Efesiërs 3 vers 14 tot 19. Hierdie wat so 'n beroep op die gelowiges is. Om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Waar kry ons krag om hierdie dinge te doen? As dit die besef is wat ons kry, waar kry ons die krag om dit dan te doen? Ons kry die krag deur sy gees in die innerlike mens. Vers 17, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. En julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp
wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Waarin, sê hy, is die vervulling vir die gelowige? Om sy situasie te ken en te verstaan. Om te verstaan wat sy redding werklik is. Om te verstaan waarvan hy gered is en waartoe hy gered is. Die volheid van Christus, dis waartoe ons gered is. Maar ons leef, soos ek al in vorige boodskappe ook gesê het, ons is tevrede met die swart sakke van die vullishoop. Om maar daar ons kos te kry en nie werklik op hierdie kos te voed wat ons in God se woord kry nie. Om ons situasie te ken en te verstaan en op te gaan in en ons self in te leef in die liefde van Christus, wat verder as redding na heiligmaking en in verheerliking oorgaan. Dan kan ons as gelowiges die volheid van ons geloof in Christus Jesus belewe. Terug na ons teks. Dit wat ons in Paulus se lewe sien, geliefdes, en dit wat ons vir onsself begeer, is dat ons verpligting, wat ons nou as ons verpligting besef, dit wat ons as ons gehoudenheid deur Christus besef, ons begeerte sal word. Want dit is die pad van heiligmaking. Dit is die pad van heiligmaking. Verpligting omdat ons in Christus gered is. Maar ons gaan oor na die dieper en wyer en hoër betekenis van verpligting, naamlik gehoudenheid. En ons verstaan dat die werklikheid van ons situasie is dat ons deur Christus vasgehou word. En dat daardie besef van ons vasgehoudenheid die gelowige ons begeerte word om in die werklikheid daarvan te lewe, om heiliger te lewe, dat ons lig helder sal uitstraal en dat ons dan ook in die wêreld bekendheid sal hê. Soos Paulus van die Romeine gesê het, julle is bekend deur die wêreld vir julle geloof. Sal ons maar tevrede wees om net ons geloof in hierdie dorpie te versprei, om ons lig hier te laat skyn. Daar waar ons leef in ons omgewing, daar waar ons verkeer in die werksomstandighede, daar waar ons in die skool of waar ons ook al kom, in ons sosiaal sport, sal ons lig daar laat skyn. Sal ons verpligting oorgaan na ons begeerte. Moet dit nie in eie krag probeer nie. Moet dit nie in eie krag probeer nie. In Jesaja 42 vers 16 lees ons, sê God, en ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. Ek sal blindes lei op 'n weg wat hulle nie ken nie. En hulle laat loop op paaie wat vir hulle onbekend is. Ek sal die duisternis lig maak voor hulle uit en die hobbelagtige plekke gelyktes. Dit is die dinge wat ek doen en nie nalat om te doen nie. Dis wat God sê. Dis die belofte wat ons in sy woord kry, dat hy vir ons sy lig sal laat skyn, dat ons kan sien wat om te doen. En ons op hierdie pad sal lei wat vir ons, wat hobbelagtig is, maar aan sy hand, deur hom gelei, 'n gelykpad sal word, sodat ons kan doen, sodat ons verpligting, ons begeertes kan word. Nie in eie krag nie, maar aan die hand van ons Here Jesus Christus.
Mag dit elkeen van ons se ware begeerte wees. Dat ons gehoudenheid, ons verpligting, ons begeerte sal word, en dat God ons in staat sal stel om in die hand daarvan 'n lewe te lewe wat hom verheerlik. Amen. Ons dank U, Vader, vir U genade. In die eerste plek, dat ons gered is, en vanaf daardie oomblik van redding, dat U ons vashou, en soos wat ons in Jesaja lees, Here, dat U ons dan aan die hand vashou en op hierdie ongelyke paaie lei, waar daar vir ons insig kom, waardeur ons verstaan wie en wat ons is, wat ons verpligting is, maar meer as verpligting, wat ons gehoudenheid is, die feit dat U ons vashou, en daarom dan, Here, kom ons begeerte om U te dien, om te lewe vir dit waarvoor U gesterf het, ook vir ons. En ons dank U vir daardie genade. Mag U kerk, Here, in hierdie dae en tye kragtiger word, al is ons dan net 'n brokstuk, net 'n remnant, maar dat ons lig oor die wêreld sal skyn, om U te verheerlik. Elkeen van ons persoonlik, Here, dit is ons gebed, in Jesus se naam. Amen.